Goeiemôre en welkom by ons erediens. Ons lees vanoggend die 4de brief aan die gemeentes in Klein-Asië, die gemeente Thyatira. Maar voordat ons lees, groet ek jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is 'n vlamlied vir môre, Vlam 34. Here, U is my lewe en daarom sing ek, daarom prys ek en aanbid ek U. Vlam 34, ons sing die eerste en die tweede vers lekker saam. Here, U is my lewe, ek ken die veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede, as die storms om my woed met brute krag. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met skare instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Here, uit U hande kom net wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met skare instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem, daarom juig ek saam met skare instrumente, daarom bring ek U my dank, sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Daarom sing ek oor my lied vir U, o Troue Vader wat in die hemel is, Here, ons glo met ons hele hart aan U. Here, ons is uitverkoop aan U omdat U die koning is. Omdat U vir ons gewys het wat liefde is, dat U U seun, U enigste nie gespaar het nie. Dat U hom geoffer het sodat ons U sin kan wees. Daarom eer ons U. Dank ons U, Here, dat ons voor U kan stil word en kan weet dat U die sprekende God is, dat U in hierdie oomblikke deur die Gees met ons wil praat en bid ons, soos wat ons telkens lees, help ons, Here, om te hoor wat U Gees vir ons as U kerk en U kinders wil sê. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Thyatira was 'n stad van gilde en vakbonde. Elke beroep het sy eie gilde gehad en van die gildelede is verwag dat hulle sal meedoen aan die feeste en die seremonies van hierdie spesifieke gildes. En hierdie feeste die vorm aangeneem baie keer van afgoderry en seksuele wellustigheid.
As jy daaraan deelgeneem het, was jy in tel, al het jy 'n ander godsdienste aangegaan. As jy nie wou deelneem nie, is jy uit die gilde uitgestoot. Kon jy nie besigheid doen nie, kon jy nie tenders indien nie, kon jy nie kontrakte kry nie. En aan gelowiges in hierdie bose knyptang skryf die Here ook 'n brief, die brief aan die gemeente in Thyatira, en ons lees daarvan uit Openbaring 2, vers 18 tot 29. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Thyatira. So sê die Seun van God, wie se oë soos vuur vlam, en wie se voete soos geel koper is. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en volharding. En ek weet dat julle nou meer doen as tevore. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Jesebel laat begaan. Sy doen haar as 'n profetes voor, en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe, en afgodsoffervleis te eet. Ek het haar 'n kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor, en die mense wat met haar owerstel gepleeg het aan swaar lyding, as hulle nie van hulle praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pessiekte om die lewe bring. Dan sal al die gemeentes weet dat dit ek is, die een is wat die gedagtes en begeertes van die mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. Maar vir julle ander in Thyatira, wat nie hierdie leer aanhang, en nie die diep geheimenisse van die Satan, soos hulle dit noem, leer ken dit nie. Vir hulle sê ek lê op julle geen ander verpligting nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, en tot die einde toe volhard om te doen wat ek wil hê, sal ek mag en gesag oor die nasies gee. Hy sal hulle met 'n ystersepter regeer, soos hulle kleipotte stukkend slaan. Dieselfde mag en gesag het ek ook van my Vader gekry. Daarby sal ek vir elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Liewe vriende, dit voel as dit ware vir my, of vir die Here vir die gelowiges in Thyatira sê, al wen jy ook die wêreld, jouself sal jy verloor. Dit is woorde wat ek geleen het by 'n ou jeugsangbundelied, die eis wat Jesus altyd aan sy disippels stel. Neem op jou kruis en volg my, wys wat is op die spel. Al wen jy ook die wêreld, jouself sal jy verloor, maar volg jy my as leidsman, volg jy die regte spoor. Soms is die kerk so op ons hoede vir aanslae en aanvalle van buite, dat ons nie bedag is op 'n onverwagse hou wat ons juis van binne ons eie midde af ontstref nie. Ons is waaksaam en doen alles in ons vermoë dat versoekings en misleidings wat van elders kom, dat ons dit weerstaan en buite die gemeente hou. Ons is egter baie keer ongerus en nie bedag daarop wat binne in ons eie kring aan die gang is nie. Dit was min of meer die uitdaging aan die gemeente in Thyatira. Hulle het dit in die gesig gestaar dat in hulle midde alles nie pluis was nie. En daarom gee die Here aan sy apostel die opdrag om hierdie boodskap aan die gemeente in Thyatira vir hulle dit neer te skryf. En hy waarsku hulle, pas op, daar's 'n adder in julle midde, en julle is net te gemaklik daarmee.
In hierdie goddelike waarskuwing lê daar eintlik 5 betekenismomente opgesluit wat almal met die hoofletter B begin. Bekendstelling, bemoediging, bewaar, beroep, beloning. Ons kop af met die Here se bekendstelling aan die gemeente. En aan die gemeente in Thyatira stel die Here hom voor op 'n baie spesifieke manier. Hy sê, ek is die seun van God, die een wie se oë soos vuurvlam en wie se voete soos geel koper is. Hy draai nie doekies om nie. Hy sê ek is die Messias, die gestuurde, die oorwinnaar. Ek is die seun van God en my oë vlam soos vuur. Ek is die een met intieme kennis van alles en almal, want my oë dring deur tot die diepste dieptes. Die seun van God duld geen onheiligheid nie. Sy oë deurskou alles soos 'n vuur wat brand en die kern daarvan bloot lê. Hy sê, ek sien alles wat julle doen, selfs elke geheime daad, elke woord of gedagte in die verste uithoeke van julle lewe. Niks is vir my verborge nie. Onheiligheid verdra ek nie, sonde duld ek nie. Ons egter ken die oë van Jesus as vriendelike, sagte oë, so het ons hom in die prentjies van die kinderbybel leer ken. Maar hierdie vriendelike oë van Jesus kan ook blits. Vir Thyatira skryf hy, ek het vurige oë wat deur alles kan sien. Sy oë is die van die heilige God. En net soos wat ons Jesus se oë as sagte, liefdevolle oë leer ken het ons ook sy voete leer ken as deurboorde voete. Voete waar sondaars met hulle verknoeide lewens kan gaan kniel en ook kan vind, maar die dierbare Jesus is naby. Maar hierdie dierbare Jesus sê, ek kom ook met voete van geel koper na my gemeente in Thyatira toe. Want in die gemeente was daar kwaad wat nie maklik genees kon word nie. Daar was net een raad, dit moes uitgedelg word. Daarom sê hy, ek kom met voete so swaar geel koper, voete van vastigheid, voete van standvastigheid. Met my oë kan ek alles sien, met my voete kan ek alles vertrap. Dis die seun van God in sy volle heiligheid wat hier praat. Hy sê, ek staan gereed om die goddelose en die goddeloosheid wat in julle midde is, onder my voete te vertrap. Maar wat sien hierdie heilige oë wat vlam soos vuur? Eers noem hy die mooie wat hy in hierdie gemeente raak sien. Mense wil byna sê, dis ongelooflik. Hierdie gemeente waarin dit geestelik so ellendig gegaan het, in hierdie gemeente is die meester nog bereid om eers die goeie en die mooie raak te sien. Liefde is mos nie blind nie. Liefde is soos 'n vlam wat verder sien as wat voor oë is. Hy is so anders as mense. Ons sien baie keer eerste die lelike in mekaar raak en ignoreer dan die goeie wat ons eintlik miskyk. Ten spyte van Thyatira se ernstige sonde, sien hy met die vlammende oë, sien hy raak wat mooi is. Hy sien Thyatira se volharding raak. Hy sien hulle liefde en geloof raak. Hy sien dat hier mense is wat hulle hande na ander toe uitsteek om te help. Die diep deurdringende oë, en die innigheid en die gebondenheid in hierdie gemeente. Hulle diep toewyding aan hulle meester en Here, die sien hy raak.
Maar die mooiste kom eintlik nog. Hy sê, ek sien julle vordering raak, want julle doen nou meer as van tevore. Daar was vooruitgang in alles. Hulle het geleidelik toegeneem in liefde en geloof, in diens en volharding. Dit gaan met hulle nou beter as 'n ruk gelede. Hulle doen meer as tevore. Dit sien hy raak. In sy liefde wil hy die kleinste dade van geloof en liefde en toewyding raak sien. Hoe gering jou aandeel soms vir jou lyk en hoe onbeduidend jou geestelike treetjie van vooruitgang lyk. Hy met die vlammende oë. Hy kyk dit nie mis nie. Met sy vriendelike oë kyk hy na elke beskeie bydrae. Kyk hy elke klein treetjie in geestelike vooruitgang nie mis nie. Hierin leef hy elke ouer, vir elke toesighouer, vir elke onderwyser 'n ryk boodskap. Opregte kritiek moet altyd bemoedig en nie ontmoedig nie. Langs hierdie weg rig 'n mens die minste skade aan. En so werk hy met die gemeente in Thyatira. Hy bemoedig hulle deur die manier waarop hy na hulle kyk. Sy sagte oë het by sy sagte hart begin. En teenoor die mooie in hierdie gemeente staan ongelukkig ook die droewigheid van grootskaalse sonde. Ongelukkig het die invloed van die stad op hierdie gemeente ingewerk. Waarin in hulle groei en hulle goeie werke was Thyatira werklike kandelaar wat sy lig helder geskyn het. Maar die tydsgees het hulle vlam al dowwer laat brand. Waar Efese agteruit gegaan het, was daar geleidelike groei by Thyatira. Dit gaan wel beter as voorheen, en tog moet hulle uit die Here se mond hoor. Maar ek het dit teen julle, dat julle die vrou Jezebel gewoon net laat begaan het. Al die mooi en die goeie dinge waaroor die Here as dit ware vir hulle hande geklap het en hulle geprys het, bied geen verskoning vir hulle ongedissiplineerdheid en die kompromieë wat hulle in hulle omgewing aangegaan het nie. Daarteen het die Here ernstige besware, want hy sê die leraar in die kerkraad en die gemeente laat sekere goed toe in die gemeente wat goddeloos is. Die leier van hierdie dwaallede in die gemeente was 'n vrou. Die Here noem haar Jezebel, nie omdat dit haar regte naam is nie, maar omdat haar naam die slegste naam en die slegste karakter in die geskiedenis van Israel simboliseer. Want dit is sy wat aan die koninkryk van Israel oneindige skade aangedoen het met haar optrede. Hierdie verwysing na Jezebel roep herinneringe van 2 Konings 9 weer so helder na vore, waar die bose Jezebel, die vrou van die koning Agas, die profete van God probeer verlei het, en die wat nie aan haar verleiding wou toegee nie, het sy doodgemaak. En dit is hoe hierdie vrou ook in Thyatira optree. Sy word toegelaat om te preek, terwyl haar preke skandelik en skadelik is, en sê die Here, maar dominees en kerkraad, julle laat toe, dat daar twak in julle gemeente gepraat word. Haar leer het onder 'n andere ingehou, hoor hoe mooi. Jy moet eers die volheid van die diep geheimenisse van die Satan leer ken, voordat jy die diep geheimenisse van God kan waardeer. Dit was haar preke. Sy het vir die mense gesê, jy moet vry wees om die sonde in sy diepste wese te beleef, deur aan alles mee te doen, dan eers kan jy God reg lief hê
en opreg dien. Dit kan jou as Christen geen kwaad doen nie, want jy's klaar gered. Wat jou liggaam doen, kan jou siel nie skade doen nie, het sy vir hulle geleer. Eers as jy die sonde in sy diepste volheid ervaar het, kan jy daaroor triomfeer en God opreg leer ken. Ons weet mos hoe baie mense sê, beproef alle dinge en behou die goeie. En ongehinderd is hierdie Jesebel vrou toegelaat om haar verfoeilike leer te verkondig. En daarvoor neem die Here hulle kwaadlik. Hy sê, maar julle het nie teen haar opgetree. En tog, in vers 21, kom die Here se onbegryplike langmoedigheid weer na vore as hy sê, maar ek het haar 'n kans gegee om haar te bekeer. Sy kry genadetyd. Sy kry kans om te verander en om te draai. Hy sê, ek stel my straf eers uit met die hoop dat sy tot inkeer sal kom. Maar lees ons in dieselfde vers, sê die Here, sy wil haar nie van haar onsedelikheid bekeer nie. Sy gaan voort met haar sonde, ongeag hierdie stuk genadetyd wat vir haar gegee is. Daarom sê die Here vir haar, kyk, ek gee haar aan 'n siekbed oor, en die mense wat met haar oorspel gepleeg het aan swaar lyding, as hulle nie van hulle praktyke bekeer nie. Haar volgelinge sal ek deur 'n pestsiekte om die lewe bring. Ons lees dit in vers 22 en 23. Sy en almal saam met haar wat die Here geminag en vertrap het, hulle gaan gestraf word. Die oorspel waarna die Here hier verwys, kan liggaamlike oorspel wees, maar het dit dalk ook 'n geestelike betekenis in die sin dat die gemeentelede by die gildes en by ander plekke met die heidense afgode geflankeer het. In plaas daarvan om aan God getrou te wees, was hulle ontrou. Daarom sê die Here, word haar bed van welis 'n siekbed. Ek wil haar in 'n bed vaskluister dat ek so haar invloed kan uitskakel. En hy doen dit nog steeds met die hoop dat sy tot inkeer sal kom. Haar optrede het baie mense verlei. Nou sê die Here, hulle gaan almal gestraf word, almal saam met haar, want hierdie kanker in die gemeente moet uitgehaal word. Die Here sê, ek kom dit self uitsny. Ek gaan hulle met 'n pestsiekte tref, as hulle nie bekeer nie. Nog steeds gee die Here 'n stukkie genadetyd. Waarom? Omdat hy enerzijds die heilige God is, wat sonde en onreg nie duld nie, maar aan die ander kant ook aan die ander gemeentes dink. Lees ons in vers 23, hy sê, sodat die gemeentes kan weet dat ek die Here is. Hulle sal besef wat gaan in Thyatira aan, dat ek opgetree het, en daarom sal hulle ook op hulle eie optrede let. Ons moet die situasie in Thyatira regtig probeer om dit mooi te verstaan. Want daar was mense, gelowige mense, wat regtig geglo het dat hulle die heidene kan gebruik deur saam met hulle te leef en saam met hulle te doen. Hulle was oortuig daarvan, deur by die gildes aan te sluit en saam met almal te werk en te doen wat hulle doen, kan ons dalk so invloed op hulle uitoefen. Ons moet hulle vir die kerk wen, deur op 'n manier vir hulle aanvaarbaar te word. Hierdie brief sê, dis dwaas en verkeerd. In plaas daarvan dat die kerke op die wêreld 'n invloed uitgeoefen het, het die teenoorgestelde gebeur. Die invloed van die wêreld is in die gemeente ingedra. Mens word mos makliker afgetrek as wat jy opgetrek word. In Thyatira
was die strategie van Isebel eenvoudig, dodelik en doeltreffend. Iets soos, if you can't beat them, join them. Sy Isebel het geleer, mens moet die duisternis en sy werkswyse persoonlik ken, sodat jy hom effektief kan beveg en oorwin. Sluit daarom aan en neem deel. Beveg dit van binne af, was min of meer sy en haar volgelinge se redenasie. Haar uiteindelike doel was niks anders nie, as om mense van die ware godsdienst te laat afdwaal ten gunste van haar afgoderry en immoraliteit. En sy het baie gelowiges met haar slenter gevang, want hulle het besef, sonder deelname aan hierdie handelsvakbonde, kon ons nie besigheid doen, is ons gewoon uitgestoot uit die sosiale samelewing. Het ons geweier om saam te speel, is ons verwerp, is ons geviktimiseer, het ons verarm. En hierdie klein Christelike gemeentetjie was in 'n baie moeilike situasie, want hulle het besef ons keuse is, of ons doen mee aan Isebel en haar praktyke, of ons ly gebrek, of ons ly honger, of ons kry die wind van voor en word vervolg. Ek dink die brief aan Thyatira wil vir gelowiges van alle tye sê, ons moet versigtig wees om nie die kerk vir die wêreld aanvaarbaar te probeer maak nie. Ons mag nie obskure standpunte in ons kerk duld wat mense se denke vergiftig nie. Ons moet nie probeer om gewild te wees nie, want wat vir die wêreld aanvaarbaar is waarskynlik beslis vir God onaanvaarbaar. Ons het een lojaliteit en dit lê by die koning van die konings. En ons moet aan sy wil gehoorsaam wees en onbevrees sê wat sy woord sê, al is dit nie gewilde hoorstof vir sommige nie. Volgens hom het die mooi sangbindellied gesê, volg ons die regte spoor. En dit geld vir ons op persoonlike vlak ook, om teenoor die wêreld te getuig, hoef ek nie te probeer om soos hulle te wees nie, want ek bly vir elke woord en vir elke stuk optrede teenoor die Here verantwoordelik, en dit moet ons maar vir altyd onthou. Hierdie brief aan Thyatira word lank. Trouwens, dis die langste brief van die 7 briewe. En dan praat die Here weer met die wat hulle nie deur Isebel laat verlei het nie. En hy sê, hou vas aan wat julle het, totdat julle kom. Want elkeen wat die oorwinning behaal, aan elkeen gee ek die môrester. En oor hierdie beroep op hulle, en hierdie belofte aan hulle, praat ons volgende week. Kom ons bid saam. Troue Vader wat in die hemel is, Here, daar kom momente in ons lewe dat ons beleef wat die gemeente in Thyatira beleef het. Dat dit vir ons maklik geword het om mee te doen en saam te praat en agteraf te lag. Here, dat dit soms vir ons moeilik word om vas te staan en op te staan en uit te staan. Maar Here, ons hoor u woord. Ons hoor u waarskuwende woord om u alleen lief te hê. Om u onverdun te dien. Om u voorbeeld en u pad te volg. Here, ons erken, ons leef in 'n wêreld waar dit baie moeilik geword het.
waar besigheid en inskakeling moeilik word as ons pront uit sonder om te weifel van u getuig. Maar Here, ons vra dat u ons lojaal en getrou maak. Here, dat u ons soos 'n helder lig sal maak en dat u van ons sout vir die wêreld se maak, Here, net omdat ons vir u lief is. Dit bid ons Vader in Jesus se naam. Amen. Op dieselfde melodie van die jeugsambundel lied wat ek aangehaal het, sing ons vanoggend Vonk 163 se 3 verse. Die Here Jesus Christus kom alles van my vra. Vonk 163, 3 verse. En ons sing dit heerlik saam. Ek groet jou. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van Jesus ons Here en die teer nabyheid van die Heilige Gees, mag dit in die week wat voorlê elke oomblik met jou wees. Amen.